Sê dan goeiemôre aan al die mense wat saam met ons vanoggend luister. Die kindertjies, vergeet ek alweer. Ek was vanoggend 'n hele uur vroeg. My hele brein was die mekaar. Seker omdat Andre Esther so sleg gespeel het gisteraand. Ek was heel de mekruis vanoggend. Ek kon nie myself vind nie. So, dankie dat julle help op Vrouedag. Nou toe, kom ons gaan aan waar ons gestop het net nou. Julle kan julle Bybels oopmaak by die boek van 1 Timoteus. Julle kan vir my 'n boekmerkie insit by 2 Korintiërs 10. (2 Korintiërs 10 is ons sekondêre teks, ons primêre teks kom uit 1 Timoteus. Ons is besig uit die boek van Timoteus, of die Here is met my baie hard besig uit die boek van Timoteus, en ek kom deel met julle dit wat die Here op my hart plaas. As jy nie kan sien nie, gaan ek jou nader op vanoggend. Jy kan nie bekostig om vanoggend nie te sien nie. Vanoggend is vir my 'n geweldige crucial beginsel wat ons vas moet lê in ons stap saam met die Here. So, ek gee jou nou 2 minute om te skuif en vorentoe te kom as jy nie kan sien nie. As jy nie hierdie goed wat hier staan kan lees, gaan jy nie kan lees wat ek hier gaan skryf nie. Dit is nie 'n uitnodiging nie, dis 'n opdrag. Dit gaan spyt wees, hierdie is 'n 5-stap plan om 20 kg te verloor. Die nuutste op die mark. Nagevors. Ja, dit kos vandag spesifiek net R1000 minder. LB. Alright, 1 Timoteus 1. Ons het verlede week het ons begin by 1 Timoteus, net vir 'n opsomming van die van julle wat hier was nie, of nie na die opname kon luister nie. Die opname is nog nie uitgestuur nie, by the way. Ons het verlede week gepraat uit die agtergrond van Paulus, wat vir Timoteus kies, omdat hy 'n standvastige man in die Here is, om die gemeente in Efese te bestuur, en dan maak hy 'n geweldige sterk uitlating deur vir Timoteus te sê, maak seker dat die gemeente vashou aan Christus alleen. Maak seker dat die lering wat gebring word, Christus bly. Nie enige afwyking of afdwaling of kantklein aantekeninge wat mense aflei van die ware evangelie nie. Hy maak dit pertinent duidelik dat ons het verlede week se tema was die klein u of die groot u, want dit maak net sin in Engels. The small I or the big I. So of lering wat vir julle gebring gaan word, gaan die klein I wat ek en jy is, die mens vergroot, hoe hy nie moet vergroot word nie, of het gaan the big I am verklein. Maar die twee kan nie saamloop nie. Jy en God kan nie saam verheerlik word nie. Die skrif en die evangelie kan nie gaan oor jou en die Here nie. Dit gaan oor Jesus Christus. Jy is sekondêr tot dit. Paulus sê vir Timoteus, maak seker dat die lering wat gebring word, gaan oor Christus, dan is dit hy wat in jou kom woon. Maar dit gaan nie oor jy wat groot gemaak word, omdat hy in jou kom woon nie. Hy bly groot, jy bly klein, hy doen hierdie wonderlike goeders deur jou, wat niks te doen het met jou identiteit nie. Dit gaan nie oor, ek is so pateties hier in die hoek, of ek is so magtig en sterk nie. Dit gaan nie oor een van daai twee nie. Dit gaan oor hom, punt. En die oomblik as jy besef het gaan oor hom, kan jy vir die eerste keer die gebed van Johannes bid wat sê, Here, minder van my, meer van U. Paulus wil hierdie goed vasmaak in 'n jong man wat moet leiding neem binne in 'n gemeenskap. In 'n gemeenskap wat moeilik is, waar daar 'n klomp kantklein leringe inkom en waar elkeen 'n stukkie van die paai wil hê. En elkeen wil leermeester wees oor die res. Sê Paulus, Timoteus, ek kies vir jou. Want ek het gesien wat in jou leef is Christus.
en hom as die gekruisigde. Hy sê Timoteus, ek kies jou, moenie laat mense na jou jonkheid kyk nie. Moenie laat mense jou verag nie, staan jy net vas. En bring jy die lering, die gesonde lering. En as iemand afwyk van die gesonde lering, dan gaan jy na daai persoon toe en jy gaan vermaan in liefde dat ons moet terugkom na die ware evangelie toe. Die een wat waardig is om oorvertel te word, die storie van Christus. Wat voorspel is en eintlik afgespeel het voor die grondlegging van die aarde, dit het net gebeur op 'n tydstip, op hierdie aardse tydlyn. En dan getuig jy van hoe hy vlees geword het, Timoteus, en jy getuig van hoe hy kom sterf het, vir elkeen se sonde, maar dan maak jy seker, dat daarna mense vashou aan die gesonde leer van hom, sodat dit oor the great I am kan gaan, nie oor I am. En waar mense nie rondhardloop om te sê, kom ons doen 50 kursusse om te weet wie ek is, nie gaan na die een toe wat jou geskep het, gevorm het in die moederskoot, gaan na die een toe wat elke stukkie detail van jou aan mekaar geweef het, Timoteus. En dan leer jy mense om te gaan na Christus toe, om hulle self te vind, nie na 'n kursus toe nie, en daar is niks fout met 'n kursus nie. Kursus moet nie die bron van jou inligting wees nie, ook die AI nie. Ja, met navorsing uit kursusse uit en gebruik AI as navorsing, maar maak seker dat jy weet die leermeester van alle leermeesters se naam is Jesus Christus wat deur sy Heilige Gees met jou wil praat en jou wil leer. En die woord sê, jy het geen ander tigmeesters of leermeesters nodig behalwe die Gees nie. En daarvoor, geliefde, moet jy gewederbaar wees. Want jy word nie gebore met die Heilige Gees in jou nie. Jy word gebore met 'n spasie, met 'n tempel waar binne hierdie Gees wil kom woon. En sy uitnodiging is deur die Seun Jesus Christus wat in die kruis gesterf het en opgestaan het, is sy hand oop na elke mens op hierdie aarde toe. Maar voor jy nie sy hand vat, hom aanvaar, jou sonde bely, jou verlorenheid bely, jou doodsheid bely, kan daai Gees nie net inkom nie, want hy's 'n gentle spirit. Hy skop nie die deur van jou hart af nie. Hy staan net en hy klop. As jy vir my oopmaak, sal ek inkom en in jou kom woning maak. En vir elkeen wat dit gedoen het, en die Here Jesus aanvaar het, kan sê, daai leermeester is nou binne in my. En van hier af wil hy met my werk. En dis waarop ons vanoggend gaan fokus. Kom ons lees van vers Kom ons lees van vers 12 af. En ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus ons Here, dat hy my getrou geag het en in die bediening gestel het. My wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was. Maar aan my is barmhartigheid bewys omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. Baie belangrik, geliefdes. Nie almal wat jy sien na buite rondhardloop op die verkeerde pad doen dit doelbewus nie. Baie mense staan onder verkeerde lering. Baie mense maak mense hulle leermeesters. Net omdat jy nie aan 'n kerk behoort of na 'n kerk toe gaan, beteken nie jy staan nie onder lering nie. Jy staan onder lering. Die lering van jou omgewing, van jou kultuur, van jou wat is die woord wat ons sê? Tradisie. Tradisie. Dis hoe ons dit doen. Dis lering. Skool, kerk, huis, al daai goeders waar jy groot geword het sekere lering in jou gesit. En as dit nie Christus Jesus is nie, dan is jy onwetend besig op die verkeerde pad. Paulus sê, ek het mense vervolg onwetend in ongeloof. Vers 14, en die genade van ons Here was baie oorvloedig, met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dit is 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Om wie te red? Mense wat klaar aan 'n kerk behoort? Nee. Mense wat assosieer met die woordjie Christendom? Nee. Om sondaars te red.
Mense wat besef, ek is gebore in hierdie wêreld, volgens die standaarde van hierdie wêreld, as gevolg van die sondeval wat plaasgevind het in die tuin van Eden, en wat regdeur werk vandag toe nog vir elkeen. Ons is in hom ingebore, maar ons hoef nie in hom te bly nie. Ons hoef net te besef, o Gats, ek is verlore sonder die Here Jesus. En Paulus is op die pad van Damaskus ontmoet vir Jesus. Hy sê, wie is u? Hy sê, ek is hierdie Jesus wat jy vervolg, Paulus. En in daai oomblik, en vir die volgende 3 dae wat Paulus blind was, wens ek kon net langs hom sit en sê, Paulus, terwyl jy dink, praat dit hardop. Ek wil net hoor wat jy sê, ek wil net hoor wat deur jou gedagtes gaan. Soos jy besig is om terug te kyk op die laaste hoeveel jaar wat jy op hierdie aarde is en wat jy als geleer is. 'n kandidaat uit die huis van Gamaliel, die leraar van die Joodse Fariseërs. En alles wat hy so geglo het, hy verstaan en absoluut, hy het dit met 'n passie uitgeleef tot die punt dat hy mense sal doodmaak wat anders as hy dink. Christel, wil jy nie gou vir my net daai deur te maak asseblief? Het jy al gesien hoe vurig mense kan raak by 'n om 'n braaivleisvuur oor rugby? Het jy al gesien hoe vurig mense kan raak? Ek het nooit in my lewe gedink hier. Nee, maar dan sit nou al so eentjie in die aand in. Dis nou nie die eerste ronde drankies wat al verby is, dis al 'n paar. Dan is dit petrol en diesel te mekaar. As jy dink, dit veroorsaak dogfights. Sit 'n paar manne rondom die woord, wat elkeen sy eie siening het, in een onderwerp. Elkeen wil reg wees, en elkeen wil die argument wen. Elkeen wil reg wees, en elkeen wil wen. Paulus wil vir Timoteus sê, jy gaan dit sien gebeur, Timoteus, jy gaan dit beleef, Timoteus, mense gaan fight vir waarin hulle glo. Maar is dit waarin hulle glo, Christus? Of is dit mensgemaakte lering? Want mensgemaakte lering het 'n agenda. En die agenda is om iets te bereik vir hierdie menslike koninkryk wat ek verdedig. So as dit nie Christus en hom as die gekruisigde en opgestaande Here Jesus is nie, dan is dit anti-Christus en hom as die gekruisigde en opgestaande. Is dit nie verskriklik maklik nie? Jesus sê, as jy nie vir my is jy teen my. So ons kan 'n godsdienstige sousie oor enige argument gooi om dit te maak klink waar. Maar as die bron daarvan nie Christus Jesus en hom as die gekruisigde en opgestaande Here is dit 'n anti-Christ lering en nie die moeite werd om gevolg te word nie. Maar partykeer pas die anti-Christ lering beter in die samelewing waar ek leef en die tydsgleef waarbinne ek is en die internasionale wêreldsbeskouings wat ons rondom ons het. Die anti-Christ pas net in, maar ons moet hom maak werk. So nou moet ek die woord vat en ek moet aanpas en ek moet maniere vind om tweeser-teologie te doen en hier 'n versie uit te haal en daar 'n versie uit te haal en daar 'n versie uit te haal en dit alles te meng in my geestelike sousie, sodat ek hom kan oorgooi sodat mense gerus kan raak dat dit wat ek predik die waarheid is. Maar die waarheid is nie 'n sousie nie, dis 'n persoon. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand anders kom by die Vader behalwe deur my nie. Nie met 'n geestelike sousie nie, nie met 'n wêreldbeskouing nie, nie met 'n anti-Christ lering wat verchristianies word nie. Net deur my. Net deur my. En Paulus sê Timoteus, as jy nie gaan vas staan in dit nie,
Daar's klaar wolwe wat besig is om in te beweeg onder die skape. Wat wil steel? Staan jy net vas, want as jy val, en as jy gewildheid wil probeer soek, onder hierdie mense, en as jy wil the man probeer wees elke Saterdag en Sondag en Maandag, dan gaan dit nie werk nie, dan gaan die wolwe die skape verskeer. Timoteus, jy gaan vlek kry my ou broer. Jy gaan teenkanting kry, omdat jou uitkyk volgens die woord in Christus, gaan teenkanting, gaan 'n teenpool wees vir die wêreldbeskouing met die Christen sousie oor. Mense gaan nie van jou hou nie. Maar Timoteus, jy's nie hier om gewildheidskompetisies te wen nie. Jy's hier om te staan vir die waarheid. Want dit is net die waarheid wat kan vrymaak. Net die waarheid in die persoon van Christus Jesus wat kan vrymaak. En daarom sê Jesus nie, the truth shall set you free nie. Jesus sê, you shall know the truth. And the truth shall set you free. Jy sal die waarheid ken. Jy moet die waarheid leer ken. Geestelik. Jy moet hom as persoon leer ken. Jy moet in hierdie verhouding met hom kom waar jy agterkom, hy wil actually met my en jou praat. Dis sy begeerte om met jou te praat. En wanneer jy dit ontdek, is dit soos 'n skat, wat jy nie kan help, en jy wil alles verkoop, sê die Bybel, wat jy besit, en jy wil daai stukkie grond koop waarop die skat is, want jy dit ontdek, en jy wil dit, moet niemand anders nou, jy moet dit steel van jou, en jy wil dit hê, en dan as jy dit ontvang, kan jy nie help, en jy wil dit deel. Kom by iemand, wat werklik gered was, iemand wat jy lang jare geken het, en wat 'n stikkende lewe geleef het. En jy kom by hom, en hierdie ou staan 'n hoppel, hy kan dit nie hou nie. Wat? Ek het die Here Jesus gevind. Ek het hom gevind, ek het so lank gesoek in hierdie wêreld, en ek kon dit nie kry nie, en toe vind ek hom, en ek wil nooit weer teruggaan na die ou lewe toe nie. Dit klink anders, as iemand sê, ja, nee, die Here, ja, ek weet van hom. Groot baas, ou baas daarbo. Ja, hy kyk oor ons almal. Ja, ek sit elke Sondag daar op my plekkie, in die kerk. Maar moet jy vir my vra, om iets anders te loop doen, wat ek nie van hou nie. Preek jy maar net vir my. Waar is die lewende Christus? Paul Wasser sê, as 'n 10 ton trok jou raak gery het, dan weet mense hy het jou raak gery. Jy lê in die hospitaal as jy dit gemaak het. Jy kom nie by die werk aan en sê, die trok het my raak gery, oeps, dit was 'n lekker uitstap hier, kos gaan aan nie. Dis 'n sigbare event. As jy werklik jou hart vir die Here gee, en jy leef saam met hom, en is sigbaar vir die mense rondom jou. As dit onsigbaar is, hang ek 'n vraagteken oor dit, of dit werklik gebeur het. Maar dis wat Paulus vir Timoteus sê. Kom ons gaan gou na vers, want ek wil by die kern uitkom. Julle druk nou my play-knop, hou om te doen. Vers 17, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Hierdie boodskap, Timoteus, vertrou ek aan jou toe, my kind, ooreenkomstig die profeseë wat vroeër aangaande jou uitgespreek is. Jy kan dit in Handelinge gaan lees. Sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry. Dis om te sê, the good fight. Dis nie die maklike paadjie stap nie, Timoteus. Jy moet die goeie stryd stry. Jy moet konstant in die geveg bly. Die ingesteldheid, luister gou mooi, die wapenrusting van Efesiërs 6. Nie 'n enkele wapen wat jy daar sien, is 'n aanvalswapen nie. Gaan kyk na die konteks van Efesiërs 6. Dis verdediging. Nêrens sê die Here, staan op, val aan nie. Hy sê, maar wanneer die aanval na jou kant toe kom, het jy alles wat nodig is in my om te verdedig. En hy woordjie verdedig beteken staan. Neem posisie in, staan. 'n goeie senter. 'n goeie senter in rugby is 'n ou wat op die veld stap en hy kyk na die ouens en hy sê, ek staan, julle kan maar kom. Groot, klein, maak nie saak, kom maar. Ingesteldheid
is kom wat wil, ek staan. Ek verdedig my doellyn. Paulus sê vir Timoteus, om hierdie gemeenskap te kan geestelik lei, om herderskap van hierdie gemeenskap oor te neem, en hulle te bestuur, volgens die wil van die Here, gaan beteken Timoteus, dat jy gaan moet posisie inneem in my, en jy gaan 'n besluit moet neem, om te staan. Want as jy effens twyfel, dan gaan jy begin dit doen. Jy gaan by hierdie opinietjie probeer aanpas, jy gaan by daai opinietjie probeer aanpas, jy gaan nie met hierdie groepie wil saampraat, jy gaan met daai groepie wil saampraat, en kort voor lank sê die hele dorp, die ou weet nie waar hy staan nie. Die ou weet nie waar hy glo nie. Is 'n ja-broer by almal. Niemand wil 'n ja-broer volg nie. Ons volg manne en vroue wat staan vir die waarheid, en wat bereid is om die teenkanting te vat en te sê, die Here het ons hier geplaas, ek gaan nêrens heen nie, ons sal staan. Ek hoef nooit onbeskof te wees nie. Ek hoef nooit 'n swaard uit te ruk en mense se koppe af te kap nie, maar wanneer die swaardgeveg kom, hardloop ons nie weg nie. En ons hanteer dit in liefde, in waarheid en genade saam. Ons het daai drie goed vir mekaar gesê. Toe Jesus daai vrou op die grond hanteer wat hulle voor haar kom gooi het, wat op heterdaad betrap is met oorspel, het Jesus nie een oomblik as sonde regverdig nie. Hy het hoop op genade bewys, maar hy het gekom met die waarheid in die saak. Hy het nie 'n enkele keer afgewend van wat is die waarheid. Hy het nie as sonde misgekyk nie, maar hy het haar nie veroordeel tot die dood nie. Hy het vir haar genade gegee om op te staan om in hom verder te gaan. Ons ook. Sonder regverdiging van sonde in ons midde en in ander mense se lewens. Met hoop en genade vir die foute wat mense maak omdat Christus gesterf het. Maar dan 'n duidelike pad van hoe lyk die waarheid hier vanaf vorentoe. Kan hom nie los in die posisie waar jy is. Kan saam met jou kom sit in die posisie waar jy is. Maar kan jou nie daar los nie. Moet opstaan, dit moet vorentoe beweeg in Christus en ons losmaak van die dinge wat agter is. Paulus sê dit vir Timoteus. En dan kom ons by vers 19. Wat die kern van vanoggend volg. Wat daardeur die goeie stryd kan stry, vers 19. En aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skibreek gelei, onder wie daar is Hymeneus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie. Ek lees weer vir jou vers 19. Ek gaan vers 18 en 19 weer lees. Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profesie wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skibreek gelei. Alright. Hier is ons geloofsbootjie. Paulus sê vir Timoteus, as jy aan 'n goeie gewete vashou, dan is jou bootjie aan mekaar. Goeie gewete en geloof. En ons moet nou daai ding bietjie dissekteer, dat ons verstaan hoekom is daar die moontlikheid en Paulus waarsku dus teen skibreek van geloof. Sommige het wat van hulle af weggestoot? 'n Goeie, rein gewete. Wat is 'n gewete? As dit die Heilige Gees was, moes ek gebore gewees het daarmee. Ons almal praat van die stemmetjie in ons, nê? Maak nie saak waar jy in die wêreld bly nie, almal sê, iets het vir my gesê, so en so. Beteken nie, dis die Here se stem wat gepraat het nie. Dis 'n gewete. Wat is dit? Right. So ek het mos ook nog ai. So ons kan mos die navorsing doen, en ons kan mos ons bronne insit, wat ons wil hê, vir ons die woordmodel oopbreek, bronne wat vertrou kan word, wat eg is tot Christus. Ek het my ouens wat ek trust daar buite. Wat ek my navorsing vanaf doen. En ek sê, help my verstaan, hoe maak ons dit wat Paulus vir Timoteus sê, werklik en prakties, voor 'n broers vir my bel in die week en sê, hoe gaan ek dit prakties doen? Hoe maak ek dit prakties in my hart en in my lewe?
Wat help het? Dis 'n mooi sinnetjie en ek kan hom teen die yskas plak, maar ek weet nie wat hy beteken nie. Sommige het 'n rein en 'n skoon gewete van hulle af weggestoot en aan die geloof skipbreek gelei. Sê okay, wat beteken 'n gewete wetenskaplik? In die anatomie van die mens, wat is 'n gewete? Nou ek is nie 'n dokter nie. Ek sou gelief het om een te wees. En dan hy hou ook vir my dokter te Klerk. Met almal se skete en pyne. Maar ek wil verstaan. En volgens die wêreld van die neuro, wat noem mense dit? Nie chirurgie nie, neuro. Ja, neuroscience. Wetenskap van die brein sê hulle, daar's geen enkele orgaantjie in die brein wat verantwoordelik gehou kan word om te sê dit is die gewete nie. Maar daar's 'n breinproses uit verskillende komponente waar hulle die breinaksie sien waar die gewete inskop. So dis 'n samewerking van 'n klomp areas fisies in die brein rondom die afskei van chemikalieë en die beweging van gedagtewerk mos so. Die oomblik as jy enigiets dink, is daar 'n klein proton wat beweeg en hy maak 'n spaak. En soos wat hy 'n spaakie maak, stuur hy die boodskap van die een sel oor na die volgende een en so beweeg hy deur die hele brein. En as jy dit genoeg gedoen het, dan brand hy 'n protonbaan uit. Klein proteïenafskeiding wat plaasvind. Dis hoekom ek het al vir julle gesê, dis hoekom die maklikste voorbeeld daarvan is tandeborsel. Jy dink nie meer oor tandeborsel nie. Jy dink dat ek moet gaan tandeborsel. Maar as jy actually in die badkamer kom, dink jy nie oor hoe om dit te doen meer nie. Jy het dit oor en oor en oor genoeg gedoen, dat die oomblik as die gedagte inkom, tandeborsel, dan spring hy net op die baan. Dan moet hy net sy 400 meter hardloop, die baan is al uitgelê. Hy moet net omgaan. Jy weet met watter hand jy die tandeborsel vat, watter hand die tandepasta, wat jy draai die doppie af. Jy weet al daai goeie. Jy weet hoe om te borsel. Alles. Want jy het dit genoeg gerepeteer, oor en oor gedoen sodat dit vas is. So wetenskaplik is daar 'n klomp areas in jou brein wat data deurstuur. Die oomblik as daar iets plaasvind wat ons noem 'n gebeurtenis. Right. Vir die wat nou by die huis kyk, ek sal 'n foto vir julle neem na die tyd. So daar's 'n bootjie wat geteken is met 'n naam van geloof en hy's gebreek. En ons het 5 stappe onder hom wat ons nou besig is om te gesels oor wat is die gewete. 'n Gebeurtenis vind plaas. Die brein stuur sekere data deur. Daai data wat hy deurstuur is gebaseer op lering. Interessant. Wat 'n lering? Morele standaarde en waardes wat jy mee groot geword het in jou huishouding. 1. Dit wat jy gesien het toe jy skool gegaan het. 2. Dit wat die gemeenskap rondom jou gedoen het. 3. Dit wat jy in jou kerk gehoor het. 4. Dit wat jy in jou universiteitsjare beleef het. 5. Al daai goeters, ons kan aangaan tot by 100. Familie wat kom kuier het. Mense wat jy belangrik geag het in jou lewe, dat jy geluister, wat jy soos 'n spons was, ek neem in wat hulle sê. Al daai opinies vorm deel van dit wat uiteindelik jou morele standaard is. Jou morele kompas raak. Ons praat nog nie noodwendig hier van die Here nie. Die Here kan iewers binne dit al feature, maar nie noodwendig nie. As iemand in die middel van Afghanistan gebore word en hy nog nooit van die Here gehoor het, gaan hy ook 'n gewete hê. Want wat moet hierdie gewete doen? Hy moet die gebeurtenis meet aan of ek voel, kyk, so die meting is die volgende een, of ons noem dit beoordeling. Die gewete moet beoordeel of die gebeurtenis reg of verkeerd volgens my morele kompas en standaarde en waardes is. Dit is die werking van die gewete.
'n gebeurtenis vind plaas, 'n beoordeling vind plaas, ek sê, is dit reg of verkeerd, en net na dit is daar 'n emosionele reaksie. Emosionele reaksie. En daai emosionele reaksie beïnvloed, gedrag. As jy hierdie dingetjie verstaan, soos wat ek hom na vanoggend verstaan het, 6:00 vanoggend, dan gaan dit vir jou sin maak, tot by die plek, wat jy God kan implementeer in jou lewe, wat 'n verskil gaan maak. Kom ons vat 'n voorbeeld. Die gebeurtenis wat plaasvind is, jy word onder druk gesit by die werk, en die baas vra vir jou 'n baie moeilike vraag. Die regte antwoord gaan jou in 'n slegte lig plaas. So jy kap 'n klein wit leentjie. Dis die gebeurtenis. Is dit so erg? Dis nie heeltemal die waarheid nie. Maar dit gaan die situasie vir my help versag. In die oomblik wat die gebeurtenis plaasgevind het, kom die komponente van die breinproses bymekaar. Data word weergegee en verwerk en 'n beoordeling vind plaas. Wie van julle het redenaars of debat gepraat op skool? Karel, wat gebeur as jy klaar jou toespraak gelewer het? Wie stap op na die tyd? Wat doen die beoordelaar? Hulle sê vir jou wat jy beter kan doen en waarmee hulle saamstem en waarmee hulle nie saamstem nie. Beste voorbeeld ook. Dit is presies wat gebeur. Jou brein beoordeel volgens die morele standaarde en waardes wat jy geleer het, uit alles wat ons net van gepraat het. Kom sê vir jou, Karel, dit wat jy nou net gedoen het, is of reg of verkeerd. Die oomblik as dit reg is in jou oë, dan kry jy so half 'n vrede of 'n tevredenheid. Not bad. Wat gebeur as jou gewete jou aankla? Wat gebeur as jou gewete vir jou sê, dit wat jy nou gedoen het, is verkeerd? Come on! Skuldgevoel? Verneder? Skaam? Rebellie? Alles gaan gepaard met die verkeerde kant. Ai, oom Jan. Die babbelasin kom bietjie later. Jy dink nie noodwendig daaraan. Die rylyn nou my hele preek. Skuldgevoel is die hoofeen daarvan. Ons is nog nie by die Here nie. Ons is nog nie by wat sy woord sê nie. Ons is nog net dat mamma en pappa het my nie so groot gemaak nie. Ons is nog net by, in my gemeenskap doen ons dit nie so nie. Ons is nog net by, my pa moet net nie uitvind hiervan nie. Wat gaan die skoolhoof sê? Wat gaan die baas sê wat uitvind? Ek het gejok. Ons is nog net by dit. En dit veroorsaak 'n emosionele reaksie van my kant af. En daai emosionele reaksie, die eerste reaksie wat jy gaan kry, kan jy nie beheer nie. Jy kan nie hierdie proses tot hier, kan jy nie beheer nie. Dit gebeur. Daar is 'n gebeurtenis, daar is 'n beoordeling wat plaasvind in jou brein, daar is 'n reg of verkeerd wat jy beleef, en daar gaan 'n emosie wees wat uitkom natuurlik. Ons is nog nie by jou wat dit kan verander nie. Ons is dit by jou wat dit beleef. Ons praat van hierdie eerste 4 stappe as 'n splitsekonde. En daai emosie wat jy beleef, van ek weet dit is verkeerd, of ek weet dit is reg, lei my na 'n plek toe, waar ek iets kan beheer, naamlik menslike gedrag. Ek kan reageer op die emosionele reaksie en op die hele totproses wat hier plaasgevind het, kan ek reageer. Ons is nog nie by die Here nie.
En as ek 'n leuen vertel het, kan ek teruggaan na my baas toe 'n afspraak met hom maak. Ek kan na die onderwyser toe gaan, ek kan na my ouers toe gaan, ek kan na enigiemand toe gaan en ek kan sê, ek was verkeerd, vergewe my. Ek het 'n fout gemaak, ek sal dit regmaak. Ek het verkeerd beoordeel, geoordeel, gekies. Menslike gedrag is iets wat beheer kan word. Die natuurlike proses is iets wat gaan gebeur, guaranteed. Ek sê weer, ons is nog nie by die woord nie, ons is nog nie by die Here nie. Ons is hier om te verstaan, van die dag wat jy kan onthou, ek weet jy oud was van dat jy kan onthou nie, het jy 'n gewete. En daai gewete sal met jou werk, volgens jou morele kompas in jou lewe. En daarom kan jy nie altyd, al wil ek, kan ek nie altyd iemand oordeel, wat 'n chipspakkie neergooi op die grond, of 'n KFC sak by die venster uitgooi, as hulle bestuur nie, al wil ek mal raak, as hulle dit doen, want die persoon se morele kompas, het nie 'n verkeerd rondom dit nie. Ons kom nou by hom, Tanya. Ons kom nou by hom. Ons kom nou by hom. Hy's verkeerd se maatjie. By reg en verkeerd. Verstaan net gou, elke mens het 'n gewete. En dis 'n stemmetjie wat in die binnekant praat. En mense verwar gewete met die stem van die Here. En ek het gevoel, dis wat ek moes doen. Wow. En ek het 'n stemmetjie hoor sê, dis wat jy moet doen. Wow. In jou gewete, is dit jou eie opinie, ander mense se opinies rondom jou. Die vyand en Here Jesus Christus as die herder, is die 4 stemme wat jy elke dag in jou gewete hoor, elke dag. Jouself, wat jy wil hê, wat jy dink is reg. Wat ander mense wat vir jou belangrik is, sê is reg en verkeerd. Wêreldopinies en beskouings, val alles onder daai tweede stem. Dan wat die vyand graag wil hê, jy moet doen of nie moet doen nie. Aardse koninkryk. Beste vir jou hier. En dan is daar die herder se stem. Wat ook praat. So as ons net by die natuurlike komponent gaan bly, dan doen ons die teenoorgestelde wat Kolossense sê. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge wat hier onder is nie. Nou bly ons in die vlees vashak. En dan Galasiërs 5, het alles vir my en jou in oor die elke dag se stryd tussen gees en vlees. Jou gewete, jou morele kompas, speel 'n geweldige groot rol in jou stap saam met die Here. Hoekom? Want jou morele kompas is nie noodwendig gelykstaande aan sy standaard nie. Jou reg en verkeerd is nie noodwendig die Bybelse opinie van reg en verkeerd nie. Jou groot word, jou skool, jou kerk, jou organisasies waaraan jy behoort het, jou sosiale klubs, jou vriende, is nie noodwendig die morele kompas en standaard van die woord van die Here nie. En daarom as ons verstaan, ons het 'n gewete, wat met ons gaan werk, natuurlik oor wat ons het, dan moet ons verstaan, hierdie skipie is op 'n rowwe see. Hierdie skipie van geloof, wat jy sê, ek glo in die Here Jesus Christus, wat sê Hebreërs 11 vir ons van geloof? Wat is geloof? Vers 1. Is die dinge wat ons, 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop. 1. 'n vaste geloof is iets wat uitgemaak is oor dit waarna ek hoop. As Christus my hoop is ek uitgemaak oor Christus. Christus is nie 'n opinie nie, geliefde. Dis nie wat die radio of die TV of die koerant of die internet sê wie hy is nie. Dis wat die woord sê hy is. Daar bestaan nie 'n groter leuen as iemand wat vir my sê, ek hoor nie die stem van die Here nie. Dis die grootste leuen wat bestaan, weet jy hoekom?
Want jy hoef net een woordjie in die woord te lees, dan hoor jy die stem van die Here. Die hele woord is geïnspireer. Die hele woord is geïnspireer deur God. Om dinge in jou lewe te doen. Van die eerste woordjie, lettertjie, versie, tot by die laaste een in hierdie Bybel, is alles die woord van God. Hom as persoon. So as jy nie die stem hoor nie, is jy nie in sy woord nie. Ons kan oor al die ander maniere praat om ook sy stem te hoor, maar primêr praat hy met my en jou uit sy woord. Ek kan dit nie meer beklemtoon, dat 'n kind van die Here wat in hierdie dag standvastig wil wees, moet woordvas wees nie. En as jy agterkom, jy begin rondval in die wêreld, dan is dit omdat jy woordlos is. Losbandig, los van die band met Christus. So nou weet ons dit. Nou weet ons, daar is 'n morele kompas, 'n morele waardestelsel, wat my geloofsbootjie beïnvloed op hierdie aarde. Sê gou weer, Bou. Daar's 'n natuurlike komponent van jou. Die Bybel sê die natuurlike kom voor die geestelike. Dis 'n beginsel. Eers word jy natuurlik gebore, voor jy geestelik gewederbaar word. Daar's 'n natuurlike komponent van my en jou, wat elke dag hier binne opereer, met die naam gewete, wat gebaseer is op my en jou morele kompas, wat ons oor die jare bymekaar gemaak het, uit 'n klomp data uit, wat 'n invloed het op jou geloofsbootjie, wat vaar. En oral, waar jou bootjie vaar, op hierdie rowwe see, is daar, dis nou nie mooi netjies nie, daar's rotse. Daardie rotse se naam is sonde. Daardie rotse word uitgespel in die woord. Die Satan wil hê daai geloofsbootjie van jou moet op die rotse loop, moet gebreek word, stikkend loop. Jy moet geloof skipbreek lei, sodat jou geloof breek, en jy nie meer die Here Jesus wil volg nie. So hy sit hierdie rotse oral in die see. Maar dan kom hy, en hy sê, ek het jou gewete vir jou geskep, die vermoë om 'n gewete te hê, as 'n voorloper tot die ware GPS. En jy kan jou geloofsbootjie se gewete, jou gewetestelsel, jou gewete kompas, kan jy kombineer, integreer, waar is my IT manne? Integreer met 'n goddelike posisioneringssysteem. Sy naam is die Heilige Gees. So wanneer jy gewederbaar word, en jy ontvang die Gees van die Here wat nou lewend in jou is, dan het jy hierdie lewende waarskuwingsstelsel, wat vir jou sê, pas op, pas op, pas op, pas op. Om jou te navigeer, dwars deur hierdie rowwe see met al sy breekpunte, strome en rotse, wat se gevaar is om jou skipie van geloof te laat sink. En nou kom ons by die belangrike gedeelte wat Paulus vir Timoteus wil sê, om die ander mense mee te leer, is hy sê, as jy nie gaan kyk na die woord nie, as jy nie gaan leef in die woord nie, dan gaan jy bly vashak by 'n gewete. Wie wat is die gevaar van 'n gewete? Jy kan hom overrule. Want jy het vrye wil ontvang. So die oomblik as die natuurlike proses klaar plaasgevind het, en jy kom by reg en verkeerd, en dit is verkeerd, en jy het 'n emosionele reaksie daarop, dan kan jy kies hoe gaan jy reageer op dit. Dit's wat Tanya se gevaarlike ding uitkom. Selfregverdiging. So, ek kan begin in die begin deur te sê, ek weet dis verkeerd, maar dit gaan net hierdie een keer wees. Nou kom dit weer 'n geleentheid om te jok, nou jok ek weer. Nou sê ek, dis nog steeds verkeerd, maar almal doen dit. Nou kom ek by nog 'n geleentheid, en hoe meer ek dit doen, eindig ek op
by 'n plek waar ek deur vrye wil vir gewete sê, wat 'n morele kompas vir my gee, sê, gewete, jy moet nie so aan mekaar met my oor hierdie saakie. Dis nie so erg nie. Ja, dis nie die beste nie, maar dis regtig nie so erg nie. Kom ons los dit nou. En weet jy wat gebeur dan? Jy raak 'n gewoonte misdadiger in daai saak. Jy overrule en overrule en overrule na die verkeerde kant toe, jou gewete. En saam met daai gewete, die goddelike posisioneringssysteem wat sê, lê dan af, maak dan dood, al hierdie sondige praktyke waarmee jy besig is, sodat jou geloofskapie nie skipbreek lei nie. En Paulus wil 'n eenvoudige ding vir Timoteus sê, hou vas aan 'n gewete wat inspan en inklok by die Heilige Gees. Want nou moet iets plaasvind. Blaai saam met my na 2 Korintiërs 10 toe. Vers 3. As ek dan 'n keuse het om te besluit, hoe gaan ek reageer? Die skuldgevoel is nou daar. Ek het nou gejok. En geliefdes, luister gou vir my mooi. Voor julle kyk na 2 Korintiërs 10. Ek luister 'n praatjie van 'n ou mentor van my wat al lank in die tand is. Hy sê, vat 'n kind. Sê vir 'n kind, daar staan die lekker goed in 'n pot. Die lekkers. Jy mag nie daarvan vat sonder om vir pappa of mamma te vra nie. Hy sê, en observeer hoe die wet wat jy vir daai kind gee, 'n uitdaging raak. Wanneer kan ek vat waar mamma en pappa nie gaan sien nie? Jy het die morele kompas neergelê. Jy het daai ding ingedrul. Dit is verkeerd om te vat, dis gelykstaande aan steel, sê ek vir my kinders. As jy nie mag vat nie, en jy doen, dan steel jy, alhoewel dit tot jou beskikking is, en papa en mamma nie noodwendig altyd gaan nee sê nie, behalwe net voor ete, of voor jy moet gaan slaap, sal ons byvoorbeeld nou nee sê. Maar ons gaan nie altyd nee sê nie, maar as tye wat ons gaan nee sê, maar vir die risiko, dat ek gaan nee sê, besluit jy om te steel. Ek moet my kind laat dink. Dit help nie ek sê net jy's verkeerd en jy kry 'n pak nie. Ek moet my kind laat verstaan, hy moet sy of haar morele kompas begin align tot ons huishouding. En hopelik is ons huishouding met die GPS van God align tot die woord. So nou raak die woord van God, raak die morele standaard van ons huis waarin my kind opgroei. En al rebelleer my kind nou, as my kind volwassene is, dan kyk hulle terug en sê, ek gaan my kinders presies dieselfde leer. Papa, mamma was reg. Kyk 'n kind, moet hom nie stop nie. Kyk, as hy op pad is na die lekker goedkast, hoe loop hy? Saggies. Ek het op 'n stoel geklim. Ons het 'n slot aan ons spens gehad op die plaas. Sondagmiddag was die beste kans om my pa en my ma slaap albei. As 'n groot slot daar, hy ding raas. Dan klim ek op die stoel, kry ek eers die deur saggies genoeg toe, en dan moet ek op daai stoel saggies woel, dan moet ek die slot se punt vas, hy mag nie uitskiet nie. Anders te raas hy. Saggies oopsluit, ingaan, lekkers vat, en dan die hele pot weer omkrap, dat het lyk of hy nie baie tegnieke gehad. Maar in die een oomblik van daai hele proses van dit doen, het my morele kompas vir my gesê, wat jy nou doen is reg nie. Nie een oomblik nie. Ek het nog nie die Here gehad nie. Maar ek het 'n morele kompas gehad wat my sê, die gebeurtenis wat plaasvind, beoordeel ek as jou gewete, is verkeerd. En daarom gaan ek vir jou 'n skuldgevoel gee daaroor, maar jy kan kies hoe jy wil reageer daarop. Jou gedrag. Vat skuldgevoel by 'n kind weg, en jy breek sy emosionele, morele kompas. Daar's 'n groot ding daar buite. Jy mag niemand skuldig laat voel vandag nie. Niemand mag met skuldgevoel loop nie. Geliefde, as dit 'n beginsel is by 'n kind, is dit 'n beginsel by my en jou. Vat skuldgevoel weg. Ek praat nie van veroordeling nie.
Beoordeel en veroordeel is twee verskillende goed. Beoordeel is om te kies wat se kant toe reg en verkeerd is. Veroordeel is om te sê ter dood. Brand die kos, jy kan dit nog eet. Verbrand die kos, jy gooi dit weg. Drink water, dis lekker. Verdrink, jy's dood. Beoordeel is 'n goeie ding om te doen. Veroordeel is 'n ding wat die Bybel sê niemand mag doen nie. Net God mag dit doen. Vat skuldgevoel by my en jou weg. Dat ons iets gedoen het wat verkeerd is. En jy loop die risiko om in daai area 'n gewoontemisdadiger te raak. En die vyand se plan is nie so ooglopend as wat jy dink nie. Hy kom nie met 'n billboard en kom sê vir jou kies my en volg my nie. Nee, hy kom om jou GPS te disconnect van jou morele waardes en standaarde. Sodat hy jou morele waardes en standaarde en jou huishouding met jou kinders wat daarin opgroei, te kan kry op 'n plek dat dit gelykstaande is in die standaarde van hierdie wêreld. Do not conform to the likeness of this world. Moet nie gelykvormig word aan die standaarde en die morele kompasse van hierdie wêreld nie. Nee, wat moet julle doen? Kom en kry julle waardestelsel gelyk aan die woord. En my vriende, ons waardestelsel skiet kort aan die standaarde van die woord en is nie nodig om skuldig te voel daaroor nie. Dis nodig om te sê, dit is my lewensmissie om my waardestelsel, my gewete, so te kry dat hy begin rein raak en groei en vorder binne in Christus se standaarde in. En jy kan dit net doen deur die woord. 2 Korintiërs 10 vers 3. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, stop. Hoewel my gewete vleeslik is, hoewel die prosesse hier binne gevorm is oor tyd, met chemikalia en data, hoewel dit gaan iets beoordeel of my sê reg of verkeerd, hoef ek nie binne my kompassie van die wêreld te leef nie. Wanneer dit met my praat, kan ek sê, stop. Stop. O my siel, stop. Sela, die woordjie. Stop en dink. Sela, stop. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Watter vestings? Vestings wat opgebou is in jou oor jare, van om die gewete te overrule in sekere areas. Wat jy weet voor jou siel verkeerd is. Maar ons leef in 'n tyd wat everything goes. Solank jy net in die kerk kom sit en jou geldjie ingooi, is alles fine. Die Here is so lief vir jou. Jy is sy oogappel, hy is tevrede met jou net soos jy is. Vaar maar met jou bootjie na die rotse se kant toe, dis okay. Miskien stuur sy engele om jou daar te red. Maar moet net nie iemand konfronteer oor sy verkeerde pad nie. Moet net nie 'n rots uitwys in die see nie. Ooh, jy oordeel, jy judge. Die gedrag, die menslike gedrag van 'n gewoontemisdadiger is om onmiddellik in selfverdediging in te gaan. Toets jouself. As iemand jou vermaan op die mooiste manier, wat gebeur? Wil jy onmiddellik verdedig en jouself regverdig in die saak? Of is jy bereid om te stop en daaroor te dink? En te kyk of dit align met die goddelike posisioneringsstelsel, die gees in die binnekant. Terwyl ons dan planne verbreek en elke skans wat opgewerp, vers 5, opgewerp word teen die kennis van God en sy woord, en elke gedagte gevangene neem tot die gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Dames en here, ek lees in die Nuwe Testament. Ek lees nie uit die wet uit vir jou nie. Die wet het gesê, sekere goed gedoen word, gooi hulle jou dood met klippe. Ons dien 'n God van genade, maar ons dien nie 'n God
wat gaan sê, gaan reguit op die klippe af, terwyl hy weet dit gaan vir jou geloofskippie skade laat lei nie. Geliefde, jou geloofskippie se toestand van sy raamwerk en sy hout en sy alles waarvan hy gemaak is gelykstaande aan jou verhouding met Jesus. Gaan aan met sonde in jou lewe en dinge wat jy weet nie reg is nie. En daai skippie tel noks op. Hy vat noks. En enige skippie kan net soveel noks vat. Dan breek hy binnekant toe. Dan begin vat hy water. Nou begin raak dit moeite om water uit te skep en te vaar. En voor jy vir jou kom kry, as jou verhouding met Jesus 0. Is jy nie lus om met hom te praat nie? En is dit net, ek wil maar net lewe, hy moet net die goeie goed vir my doen. Hy moet my net uithelp, uit my moeilikheid uit. Maar ek het nie 'n begeerte om 'n geloofskippie te hê wat vaar op die oop see nie. En jy mis jou skepingsdoel. Want glo my of nie, jy is uniek op hierdie aarde. Niemand het die vingerafdruk en die DNA wat jy het, niemand. Jy is uniek, daarom het jy 'n unieke job op hierdie aarde. Wat dit is tussen jou en Jesus om uit te figure. Binne in jou verhouding, wat jou primêre doel is op hierdie aarde, binne jou verhouding met Jesus, sal hy vir jou wys hoe hierdie skipie moet vaar, waar jy moet navigeer tussen die strome en die rotse deur. Hy sal jou veilig bring na die plek wat hy vir jou voorberei. Dit sê die woord. Jou werk is om te roei. Jou werk is om aan by bootjie te bly en te staan vir wat reg is. Jou werk is om by die plek te kom wat jy emosioneel beleef, wat reg of verkeerd was, wat jou gewete vir jou gebring het om te sê, stop, ek roep dit nou tot gehoorsaamheid in Christus. Hoe gaan jy dit roep tot gehoorsaamheid in Christus, geliefde, as jy nie 'n verhouding met Christus het nie, en as jy nie sy woord ken nie? Jy hoef ek die woord uit jou kop uit te ken nie, man. Jy kan net die Gees vra om jou te lei binne dit. Here, ek voel hierdie ding is nie reg nie, ek wil nie hiermee voortgaan nie. Maar as ek my kom kry, dan doen ek wat ek nie wil doen nie. En as ek weet wat ek moet doen wat reg is, dan doen ek dit nie. Hoekom? Want dis 'n vlees-gees stryd konstant in my en in jou. Hy fight elke dag. En die vlees gaan aanhou bring. Moenie verwag die Here moet die gees doodmaak, die vlees doodmaak nie. Hy gaan nie die vlees doodmaak nie. Hy het hom vir jou gegee om in te leef. Jy moet oor hom heers. Kyk, die sonde lê voor jou deur en sy begeerte is na wie? Na jou. Maar jy moet oor hom heers. Jou gedrag kan onderhewig wees aan 2 Korintiërs 10 waar ek sê stop. Ek gaan nie verder 'n gewoonte misdadiger wees nie. Here, nou het ek die krag nodig in hierdie saak. Okay. Handelinge 1, 7 en 8. En wanneer die tye aanbreek, soos deur die Vader se hand bepaal, wat hy vir sy disippels sê, reg voor wat? Voor sy kruisiging. Sê, julle gaan in mekaar uitgejaag raak. Julle gaan moeilike goed moet deurgaan. Hy sê, maar as die tye aanbreek en die goed gebeur, die gebeurtenisse vind plaas, raai wat? My Gees sal oor julle kom. Hy sal vir julle wys wat julle moet doen. Julle sal krag ontvang. Julle sal krag ontvang om my getuies daar buite te wees. Staan vas. Staan vas. Of, kyk toe, hoe jou geloofskippie, as gevolg van die feit, Paulus vir Timoteus sê, sommige mense het hulle gewete, goeie, rein gewete, so veel keer overrule, hulle het dit soveel keer van hulle af weggestoot, dat hulle geloofskippie skipbreek gelei het. En jy kan self gaan kyk, na Alexander en Hymenaeus se name wat daar staan. Dis jou huiswerk. Gaan kyk 'n bietjie, hoekom lig Paulus hulle twee se name uit? Hoekom sê ek het hulle aan die Satan oorgegee? Dat hulle kan leer om nie te laster nie. Alles te doen hiermee. Ons het actually in diepte daaroor gepraat, maar miskien kan jy net weer gaan kyk daarna. Ek wil net vandag dit vir jou bring. Ek wil nie meer as dit doen nie. Ek wil net vir jou sê, ek voel die Here is besig om met my te werk rondom hoe om my gewete, wat 'n natuurlike ding is wat binne in my is, te integreer
met sy gees. En te stop en te sê, ek gaan nie noodwendig met 'n natuurlike ding voortgaan en iets overrule net omdat dit vir my gaan werk, of rebellies daar gaan wees teenoor nie, en nog erger, om dit te regverdig nie. Geen sonde kan geregverdig word nie. God haat sonde. Daarom moes hy sy seun stuur om die prys te betaal, die oordeel te vat vir hy sonde. Maar net omdat hy die oordeele gevat het te betaal, het beteken nie ek en jy kan voortloop daarin nie. Want dan maak ons die genade cheap. Dan maak ons die genade cheap. Dan sê ons, ja, die kruis is mos daar, die bloed het mos gevloei. Hypergrace. Ons kan nie in dit loop nie. Daar moet 'n vorm van skuldgevoel wees wat deur die gewete laat inskop. Dis verkeerd. En dan, Here, nou het ek jou hand nodig om te reageer. As ek moet gaan jammer sê, moet ek gaan jammer sê. As ek moet vergifnis gaan vra, moet ek vergifnis vra. As ek vergifnis moet gee, moet ek dit gee. Alles wat die Gees dan aan my kommunikeer, omdat die gewete 'n voorloper is tot die Gees, moet ek vir gewete sê, jou morele kompas moet aanpas by die woord se kompas. En as ek nie die antwoord het nie, moet ek die antwoord gaan soek. Dis die lieflike ding. Nader tot my en ek sal tot jou nader. As 'n kind vir 'n ouer 'n brood of 'n vis vra, sal hy hom 'n skerpe hoen of 'n slang gee? Nee. Hoeveel te meer julle hemelse Vader? As julle aardse vaders wat weet wat julle natuurlik nodig het vir julle gee, hoeveel te meer julle hemelse Vader as julle dit van hom vra? Here, my lewe lank het ek geopereer as 'n gewoontemisdadiger en sekere goeders geoverrule in my eie hart sodat ek in 'n gemeenskap se morele kompas kan inpas. Sodat ek aanvaar kan word deur 'n gemeenskap en deur mense. Maar ek sê nou vir ek het genoeg daarvan gehad. Ek wil my gedrag aanpas by die woord sodat my geloofskapie kan seil. En weet jy wat gebeur as jy geloofskapie seil, geliefdes? Jy kom by mense wat die Here vir jou wys wat drenkelinge in die see is. Jy kom by hulle uit. Hulle skippies lê in flarde. Hulle geloof is de mekaar. Hulle sukkel, hulle verstaan nie wat aangaan nie. Hulle dryf in die water. As jou skippie heel is en jy vaar, dan help jy hulle in. En jy vaar met hulle na 'n veilige hawe toe. En jy versorg hulle soos 'n barmhartige Samaritaan. En jy gee liefde en aandag en genade, maar jy bring die waarheid oor hoekom daai skippie op die rotse geloop het. En partykeer vat dit 4, 5 koffies voor jy uitkom by die moeilike saak. Jy bou eers verhouding. Jy klim eers in, jy simpatiseer, jy druk vas, jy versorg, jy verbind. Tot die Here vir jou sê, nou is die tyd reg, dan bring jy die waarheid, want ons kan nie compromise op die waarheid nie. Ons kan nie. Nie in die tyd wat ons nou leef nie. Nie in die tyd nie. Gaan jou geloofskapie vaar? Gaan jou gewete rein wees? Gaan jy aanhou om te overrule? Of gaan jy vir hom sê, genoeg van hierdie gewoonte misdadiger nonsens? Want dit beïnvloed my verhouding met my koning. Dit beïnvloed my vrymoedigheid om na sy troonkamer toe te gaan en met hom te praat. Omdat ek aan mekaar bly, nie ek in 'n area waar ek nie moet wees nie. Gaan jy jou gedrag begin aanpas by die standaarde van die woord? Dit hoef nie boring te wees nie. Dit hoef nie boring te wees nie. Waar is my manne wat saam met my gaan jag het hierdie jaar? Dis die lekkerste dag van my lewe. Weet jy hoekom? Ons het gefellowship van die môre tot die aand en ons het nog 4 gemaak en ons het ook 'n biertjie gedrink. Maar die standaarde van die wêreld was nie daar nie. Die gees van die Here was daar. Ons kon getuig, ons kon Bybel lees, ons kon in die veld sit en vuur maak. Dit was so kosbaar. So kosbaar van die morele kompas en het aangepas by die GPS. Dit kan ons lewe wees. Dis 'n exciting lewe. Maar dit konfronteer jou buurman. En dit konfronteer die ou wat anders as jy dink. En daarom sal hy of sy klippe gooi na jou toe as jy so leef. The world hates beautiful people. Ek hoop dit maak vir jou sin. Lisa. Maar ek sê, as jy daai drenkeling is en jy voel dat dit dood het op die rotse geloop en het dood het stukkend gegaan, is daar nog steeds vir jou hoop wanneer jy terugdraai na Jesus. Dus die genade is vir jou genoeg om
dan sal hy jou die krag gee om weer te doen. Amen. En van voor af te Want weet jy wat, Liesel, terwyl jy in die water dryf, kom 'n ander bootjie verby. So Die Here stuur sy mense. Ja, as jy hier sit en jy voel, Ja. jy is daai en jy se boot gebreek. Ja, maar moenie veroordeel voel nie. Ja. Raak net bewus van die feit dat jou morele kompas dalk net vasgehaak het by jou omgewing en sy mense in jou grootwordjare, maar jy het nog nie geïntegreer met die GPS van God nie. Laat toe dat iemand verbykom en sy hand uitsteek en jou intrek in sy boot in of haar boot en vaar saam. Leer daaruit en draai terug na Jesus toe, want daar's ook die gevaarlike skrif van Hebreërs 6 vers 6 wat sê, daar's sommige, as iemand deelagtig geraak het in die gees en geproe het, en die werkinge van die gees gesien beweeg het, en dan afvallig word, is dit vir so 'n persoon onmoontlik om weer terug te kom, en dis die gevaar van iemand wat vol spoed afjaag op 'n rots, en sê, in die naam van Jesus sal hierdie rots verdwyn. En die bootjie loop hom uit mekaar uit op die rots. En iemand lê daarso, totaal verward en sê, hierdie God wil ek nie verder dien nie. Want hy is nie 'n man van sy woord nie, omdat die lering wat aan hom gebring is, nie gelykstaande was aan Christus en hom as die gekruisigde en opgestane Here nie. Dit was 'n vals lering wat deur ouens gebring is waardeur Paulus vir Timoteus waarsku. Dit laat mense se geloofsbootjies breek en sink. Maar weet jy wat gebeur? Met die Here se genade is een van julle wat hier sit, die een wat vaar. Die een wat na daai persoon gekyk het en gesê het, jy's verkeerd of jy's simpel of jy's te erg. Maar hy kom na jou toe. Mense kom na iemand toe wat staan as hulle in hulle moeilike tye is. Jy's dalk die beste swemmer in die wêreld, maar die oomblik as die see se stroom jou vat, dan soek jy die lewensredder. Daar roep jy help. Wees daai een wat nou vaar. Met ons foute. Niemand van ons is perfek nie. Wees daai een, want toe die een wat in die skip breek, in die water beland het, die drenkeling, kan sê, help asseblief. En wat doen jy? Jy maak die mense aan jou vas nie, jy vat hulle na Jesus toe. Jy vat hulle na Jesus toe. Hy is die geneesheer, hy is die verlosser, hy is die koning, hy is die saligmaker. Nee, ek en jy nie. Ons is net, het hy die voorreg om sy hande en sy voete hier te wees. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen.